Welkom terug by die Groot Ontbyt. Kyk, ek is nou kinderlik opgewonde want ons gesels vanoggend met Jenny van Dijk en as jy nie weet nie, ek is nie seker hoe nie, maar as jy nie weet nie, sy is die afrigter van die Protea netbalspan en binnekort is dit ook tyd vir die Statebond spele. Goeiemôre Jenny. Goeiemôre, is lekker om weer hier by julle te wees. Laaste keer wat jy was in 2024 toe net aangestel is as die hoofafrigter. Hoe was daai reis tot dusver? Op en af, heen en weer, maar definitief ietsie wat vir my verskriklik lekker is om te doen. Dit is net ietsie fantasties. Dis fantasties om jou land te kan verteenwoordig en om regtig mense te inspireer met wat jy doen. En jy weet, die laaste 2 jaar it was a bumpy ride. Jy weet, dit was op en af en dit was moeilik, maar ons het onsself op die toets gesit en ons het regtig hard gewerk as 'n span. En nou is ons al by die Commonwealth Games, ek kan dit nie glo nie. Baie mense sal vir jou sê, ons kyk na netbal Suid-Afrika oor die algemeen en dit is op baie beter plek as wat dit 2 jaar gelede was. Nee, definitief. Dit is baie elemente in netbal Suid-Afrika wat saamwerk, maar dit het baie te doen met hoe die nasionale span vertoon en speel. Karakter van die Suid-Afrikaanse Protea netbalspan is merkwaardig. Hoe bou 'n mens karakter in 'n span? Hoe bou jy daai staan vas, staan sterk, staan by jou beginsels en moenie uitgelok word nie. Hoe bou jy daai karakter in 'n span en soveel ander elemente? In die laaste 2 jaar bou mense stadig op, moet mense span wakker skrik. Hoe werk dit? Ek dink, jy weet, dit hulle lees van die top af. Die tipe confidence wat jy wys as coach en die geloof wat jy in jou span stel, is ietsie wat baie belangrik is, want as hulle kan twyfel in jou oë lees. So dit is uiters belangrik in die eerste plek om seker te maak dat jy nommer 1 glo dat hulle dit regtig kan doen, want hulle gaan regtig jou kyk en dis een ding wat ek weet. Ek glo regtig in die potensiaal van ons spelers en ons hele bestuurspan glo in die span. Maar die ander ding is ook om die inkoop van die span te kry. Vir ons gaan dit baie, weet, veral met dis 'n nuwe generasie spelers waarmee ons werk. En hulle doen dinge anders as wat ons dit in die verlede gedoen het. So om seker te maak hulle koop in, is hulle die ouens wat die verantwoordelikheid moet vat vir dit en hulle is die wat die reëls en regulasies in plek moet sit, wat die kultuur, wat moet besluit hoe ons as 'n span wil lyk op die baan, wat moet besluit hoe ons onsself gaan gedra en wat besluit hoe ons wil presteer. So baie van dit het te doen met hulle wat inkoop en hulle wat die reëls daarstel in steede van ons om net te sê dit is hoe ons dinge hier doen en jy koop val in en of jy bly, dit is jou keuse om te bly. So ek dink daarso het ons die resepie bietjie reg gekry en ek dink ook, jy weet, ons het hulle karakters baie gevorm deur hulle deur die toetse te stel. Jy weet, ons eerste seisoen het ons maklik begin met Malawi, opgewerk, Engeland toe opgewerk en geëindig, groot geëindig en toe die tweede seisoen het ons dit onderste bo gegooi. Ons het sommer eerste teen 1 en 2 in die wêreld gaan speel. En toe die makliker wedstryde gespeel en ons het geweet toe ons Australië en Nieu-Seeland gaan speel, dit gaan rol wees en ons gaan gekritiseer word. Maar meeste van daai spelers dit was die eerste keer in hulle lewens wat hulle teen die nommer 1 en 2 in die wêreld gespeel het. En hoe anders gaan jy weet wat hulle kan doen? So vir ons is die woord wêreldklas speler ietsie wat ons baie noem, wêreldklas span. Ja. Wat is dit? Hoe lyk dit en hoe kan mense dit maak gebeur? Ek is baie bly jy noem daai Nieu-Seeland, Australië toer want ek dink dit is belangrik. Jy het al voorheen genoem die enige manier hoe jy beter gaan word is om daai blootstelling te kry teen die topspanne. En daai topspanne gaan speel en toe speel ons begin van die jaar Engeland en ons wen Engeland in die reeks. Dit is so gelukkig gemaak. Maar jy daar en jy nog praat van daai geloof, jy weet jy glo in die span. Om nog steeds in Engeland te speel en weg te stap met daai wen. Wat het dit vir die span gedoen? Ek dink dit was fantastiese span, maar niks wat ek nie verwag het nie. Ek weet ons het ongelooflike goeie netbalspelers in die land. Ons het die diepte gebou oor die afgelope 2 jaar. Ons het meer as een speler wat die werk vir ons gedoen kan kry. En ons het 'n fenominale span gekies vir die Commonwealth Games, maar ek weet hierdie ouens, ons weet as span ons kan die groot games wen. Maar ek dink dit het hulle baie goed gedoen om vir al daai derde wedstryd te kon opstaan. Ons het hulle bietjie getoets tussendeur, ons het 'n paar verskillende kombinasies probeer en toe veral omdat ons daai eerste wen gekry het en ek dink dit het hulle bietjie kant gevang. Omdat ons die diepte gebou het ons met 'n hele ander kombinasie begin as wat hulle verwag het. En dit het hulle totaal en al omkant gevang. En dit is wanneer 'n afrigter en 'n afrigtingspan in 'n goeie posisie is en 'n span in 'n goeie posisie is as jou spelers vir jou daai variasie kan gee. Nou is dit nie net die gameplan en wat jy doen op die baan nie, maar spelers wat jy kan inbring en kan gebruik om die ander uit te oorlees. So dit was nogals fantasties, ek moet sê. Dit het my in die verlede gevoel asof die Proteas staat gemaak het op hulle beginspan en daai diepte waarvan jy praat was nie altyd daar gewees nie.
So dit is lekker om te hoor. Ja, dis nie nou net die begin 7 nie. Ons kan begin met 'n hele ander kombinasie want ons het dit in die verlede al gesien met Australië en Nieu-Seeland gereeld. Jy weet, begin met iemand anders, rus die bene, tawe games. So is dit so al veel benadering ook vir die staatsbondspeelde? Ja, definitief. Jy weet vir ons dit is presies hoe dit was. 7 spelers het en as ons nou kyk na die vorige staatsbondspele het Lenies Potgieter een van ons beste te doel op daai stadium net voor dit beseer. Ja. En toe is die hele span bietjie omver gegooi waar ons in die staatsbondspele en die wêreldbeker 60 geëindig het en teen Uganda verloor het. So vir ons uiters belangrik om verskillende spelers en dit gaan ook maar om die lading van die spelers te bestuur. Die wêreldbekers is baie harde kompetisies om in te speel. Jy speel elke dag 'n wedstryd. Dis nie speel en rus vir 4 of 5 dae en dit is intens. Ja. En ek meen die pool waarin ons is Engeland, dis Australië, dis Noord-Ierland, dit is Tonga, dit is Malawi speel ons eerste. Malawi is ook nou onder nuwe bestuur en hulle het nou Nieu-Seelandse afrigter. So vir ons is dit nogals 'n baie rowwe kompetisie. So om daai bene te kan rus en die regte spelers te kan inkry, het jy meer diepte in jou span nodig. Die staatsbondspele se pool is 'n rowwe een soos wat jy nou sê. En by implikasie sal ons ten minste een van die grootes moet uitknikker, soos die ou mense sê, om in die semifinaal te kom. Ja, definitief. En ons mik vir die semifinaal sê jy. Ja, definitief. Kyk vir ons, dit sal suksesvol wees as ons posisie kan verbeter na 5 toe, maar en dit is ietsie wat ons ook oor praat, want ons praat oor albei kante. Vir ons aan die een kant, jy weet, ons mix, ons het in die verlede hard gemik vir daai semifinaal en dan as ons dit nie maak nie, is die teleurstelling so groot dat hulle omtrent nie hulle self kan optel teen 'n span soos Uganda vir 5 en 6 nie, want hulle het hierdie groot doelwit gehad en dit het nou 2 keer gebeur in die Commonwealth Games en die Wêreldbeker. So dis ietsie waar ons gereeld praat. Nommer 1, ons mik vir die semifinals en ons wil graag in die semifinaal speel en ons wil graag deurgaan, want as jy in die semifinaal is, kan jy wen. Ja. Dan het jy 'n kans om te wen. Maar nommer 2, ons moet ook verstaan dat daar spanne soos Uganda wat regtig sterk is en wat nie noodwendig daar is om die wêreldbeker te wen of die Commonwealth Games te wen nie, maar wat net hulle posisie wil verbeter. So hulle kom in met 'n baie ander mindset as wat ons inkom op daai stadium. So ons dek al twee op die oomblik. Ons tik al die boksies, maar vir ons gaan dit regtig om te kyk of ons nie kyk nie, ons wil graag ons speel die tweede laaste wedstryd Australië en dan die laaste wedstryd Engeland. En daai twee sal bepaal of ons dan 'n semifinale posisie kry of nie. Baie van ons spelers speel ook nou, jy weet, in Engeland, Almarai van der Berge speel in Australië. Hulle span eintlik in die final wat fantasties is en niks om weg te vat van die TNL nie, want dit is ook belangrik hoe dit gegroei het. Maar hoe belangrik is dit dat ons spelers daai exposure kry om in die buiteland teen daai spelers ook te speel? Uiters belangrik. En as jy kyk, spelers soos Almarai van der Berg wat die beste doel in die Australiese liga is op die oomblik, met die net points wat hulle daar bymekaar maak. Sy is net fenomenaal op die oomblik en dit het haar ook haar confidence baie goed gedoen om soontoe te gaan. Maar nie net dit nie. Waar dit gaan is die durasie van die ligas daai kant. So wat jy daar het is 'n speler wat 'n week oefen, 'n wedstryd speel, 'n week oefen, 'n wedstryd speel, soos wat meeste van ons ligas in professionele ligas maar werk, men vir baie lank aanhou. Terwyl met die TNL fantastiese produk, baie dankbaar vir die produk, maar ons het ons paar weeks en dit is binne 2 maande is al die aksie oor. So ons spelers het nie genoeg tyd wat hulle saam met topcoaches werk vir lang durasies van tye nie. Die staatsbondspele skop nou die 25ste Julie af. Voor dit is daar daarom so 'n bietjie van 'n opbou, nê? Ja, daar is. Op die oomblik is die spelers almal besig met die universiteitskampioenskap. En nie almal nie, 4 van die 12 is nog studente, wat fantasties is om Commonwealth Games toe te gaan, maar jy is nog 'n student ook. So hulle verteenwoordig op die oomblik hulle universiteite. Dis ook belangrike wedstrydtyd. Dit is 'n baie groot kans wat ons gevat het om hulle te laat speel, want beserings is omdat ons net met 12 Commonwealth Games sou gaan en gewoonlik gaan ons met 15. Maar ons voel ook dat 'n ingespeelde speler is baie belangriker vir ons op hierdie stadium as om bang te wees vir beserings. Dit is maar net deel van die sport. So hulle is daar en dan is my assistant coach Zanele Mdondana ook besig met die res van die spelers wat tans nie in die USA spanne is nie, wat almal meestal verdedigers is. Sy is besig om 'n bietjie tyd met hulle daar te spandeer. Ons gaan volgende week Vrydag al in kamp in die 10de. En dan kom Uganda hiernatoe. So ons het besluit om vir Uganda te nooi en drie wedstryde teen hulle, oefenwedstryde teen hulle te speel voordat ons gaan. En die plan is nie om hulle weer te kry nie, maar as ons hulle weer kry, moet hulle ook in die semifinaal wees. So dit is waar ons staan op hierdie stadium, maar ook het ons gevoel 'n span soos Uganda
is belangrik vir ons om ons eerste wedstryd teen Malawi goed te kan speel, want die Afrika-styl van netbal is maar baie anderste as wat die ander lande dit speel, die res van die lande speel. Dit is gou vinnig wat ek wil vra. Verlede jaar het hulle in Engeland gesê hulle gaan baie sterker of strenger wees op enige kontak en contact calls en hoe die game gespeel word. Dit is nie noodwendig hoe ons speel nie. Hoe berei mens dan voor vir iets soos die Statebond spele wat in Skotland gebeur teen van daai span om te gaan, okay, ons moet nou seker maar 'n bietjie adjust, want in die verlede is ons maar geblaas daarvoor. Baie werk gaan in om te kyk na die skeieregters wat ons kry. Net soos wat ons opponente analiseer ons maar die skeieregters ook. Sekere skeieregters van sekere lande het maar hulle fokus maar op spesifieke areas. Ja. So vir ons is dit 'n baie belangrike gedeelte van wat ons doen. En so ons spandeer nog ons baie tyd daarin, maar ek dink ook en ons plaas baie druk ook op die skeieregters om te verstaan dat daar meer as een styl van netbal is wat gespeel word en dat net omdat ons dit anders te speel beteken dit nie ons moet die hele tyd buite spel staan nie. Maar mense het dan baie geleenthede veral in groot kompetisies om die skeieregters in te bring vir wedstryde voordat ons die wedstryd speel om met hulle te praat halftyd, om met hulle te praat na die tyd. So baie en ons werk ook met ons eie skeieregters om insig te kry oor hoe om die reël te speel en dit is waar daai fynere skill inkom waar as soos die spelers meer ervaring opdoen en dit is ek dink almal speel so 'n fisiese spel, mens sien dit net nie as jy dit op TV kyk nie, want hulle is net so slim in die execution of their skill. So, en dit is wat ons as spelers leer, hoe om daai skill toe te pas sodat jy nie die hele tyd buite spel staan nie. Jenny, dit was so lekker om jou hier te hê. Ons is so trots op die Protea span. Ons wens julle alle sterkte toe vir die Commonwealth Games. Ons gaan bankvas agter julle staan en sit en kyk. Natuurlik die tellings ook deurgee. So baie sterkte vir jou en vir die hele span. Baie dankie julle. Dit is Jenny van Dijk, die hoofafrigter van die Protea netbalspan Commonwealth Games om die draai. So maak seker jy ondersteun hulle. En terugkom is nie kombuis.